Ons is by Jakobus, ons doen vanaand Jakobus 3. Ek het julle welkom geheet, baie welkom. Ons doen Jakobus 3, vers 1 tot 12. Vers 1 tot 12. Ek lees vir ons. Moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons strenger geoordeel sal word. Almal van ons struikel tog dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man. En ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. Ons het stange in perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam, en daarmee stuur ons hulle hele liggaam. Kyk, selfs skepe, alhoewel hulle so groot is, en deur ewige winde aangedryf word met 'n baie klein roer gestuur, en waar die stuurman wil. So is die tong, ook 'n klein ledemaat, wat op groot dinge roem. Kyk wat 'n klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die liggaam, die hele liggaam. Dit steek die hele lewensloop aan die brand en word uit Gehenna aangesteek. Want elke soort wilde dier en voël en kruipende dier en seedier word en is getem deur die mensdom. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbestendige kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons die Here en Vader en daarmee vervloek ons mense wat na die bloed van God geskep is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan ook nie soetwater dra nie. Jakobus is besig met die argument van egte geloof. Dis waarmee ons besig is, nee, egte geloof. Egte geloof, is jou geloof eg? En jy wil weet of jou geloof eg is. Want as hy nie eg is nie, is jy in die moeilikheid. Dis in die moeilikheid. Jy is in die moeilikheid. En jy wil seker maak jy beland nie in die moeilikheid nie. Hierdie is moeilikheid wat jou siel nie kan bekostig nie, juis omdat jou siel op die spel is. So dit is goed dat hy vir ons hierdie inligting gee, dat ons onsself kan toets aan dit wat hy vir ons gee. Nou, ek het vir jou so klein raaisel. Ek sal vir jou visser gee as jy hom reg kry. Hy is net by die huis, die visser nou. Ek is dodeliker as die fluitende dop van 'n habits of 'n howitzer. Dis een van daai kanonne wat jy so trek kan skiet hy, né? Maar ek so Ek is dodeliker as die fluitende dop van 'n habits. Ek wen sonder om dood te maak. Ek breek huise af, verplette harte en verwoes lewens. Ek reis op die vlerke van die wind. Geen onskuld is sterk genoeg om my teë te staan nie. Geen reinheid rein genoeg om my af te skrik nie. Ek het geen respek vir waarheid nie, geen agting vir geregtigheid nie, geen genade vir die weerloses nie. My slagoffers is so talryk soos die sand van die see en dikwels net so onskuldig. Ek vergeet nooit en vergewe selde, wees ek. Goeie raaiskoot man, nee. Deel van die tong. Dis skinder. Dis skinder. Ja, dit is skinder. Skinder breek huise af en verpletter harte. Hy verwoes lewens, hy reis op die vlerke van die wind. Hy het geen onskuld, of geen onskuld is sterk genoeg om hom teë te staan nie. Of jy nou onskuldig is, daar sal van jou geskinder word. Reinheid is nie rein genoeg om jou af te skrik nie. Skinder het nie respek vir die waarheid nie. Skinning het geen agting vir geregtigheid nie. Skinder het nie genade nie, selfs al vir die weerloses. En daar word oor baie geskinder, so groot soos die sand van die see. Skinder. Skinder. Skinder is eintlik die produk wat die tong voortbring, nee. Skinder is nie net om van iemand te praat nie, as jy net gedink het dit is dit. Skinder is nie net om van iemand te praat nie. Skinder wys eintlik vir jou waar jou hart lê. Dit wys vir jou waar jou hart lê. Vrouens maak skinder deel van hulle salonbesoekie. Mans maak 'n deel van hulle braai. Kinders leer dit by hulle ouers, want dit word aan tafel gedoen. Skinder is een van die goed wat die samelewing en die moderne mens sukkel om af te sterf.
Die Bybel beskryf die tong as boos, bedrieglik, pervers, vuil, korrup, dwaas en klaand. Die tong word altyd in 'n slegte lig gesit. Al wanneer hy in 'n goeie lig gesit word, is wanneer Dawid sê, met my woorde sal ek U prys, of met my tong sal ek U bely. Maar wanneer die tong by homself beskryf word, is hy maar altyd in 'n slegte lig. Nou hierdie gedeelte word goed uitgebeeld deur Adam en Eva se verhaal. Die tong en die misbruik van hom word goed uitgebeeld. Julle sal onthou, Adam en Eva in die tuin van Eden, nadat Eva vir Adam verlei het, of die slang vir Eva en Eva vir Adam, het Adam hulle weggekruip, en God het toe vir Adam gekonfronteer. Wat het jy gemaak, Adam? En Adam in Genesis 3:12 sê toe, die vrou wat U my gegee het, om aan my sy te wees, sy is die een wat my van die boom gegee het, en ek het geëet. So wat Adam eintlik gedoen het, is hy het nie net die vrou blameer nie, wat natuurlik skuldig staan, maar hy het God blameer. Want het was God se fout wat vir God het hierdie vrou vir my gegee. Nee. En Adam se belydenis van sy tong gebaar iets van sy hart teenoor God. Dit gebaar iets daarvan. Ons hoor baie hoe mense sê, as God 'n liefdevolle God is, en 'n God van genade, hoekom was hy so streng op Adam en Eva? Sê hulle, nee. En nou die antwoord natuurlik op dit is dat hier is hierdie wese, hierdie skepsel wat van grond gemaak is, mens. En hy het alles gehad wat goed is, sonder dat hy dit verdien het, in die perfekte wêreld, in die perfekte omstandighede. En daar was een ding wat hy nie moes doen nie, en hy gaan staan en doen daai een ding. En in plaas van dood, weet jy wat gee God vir hom? Want die skrif sê, Adam, as jy van daai boom eet, sal jy verseker vandag sterf. Nee, dis wat God vir hom gesê het, dit was die voorwaarde. Toe eet hy van daai boom. Hy het nie vandag gesterf nie. Hy het nog 'n dag gelewe, en nog 'n dag gelewe, en nog 'n dag gelewe. En inteendeel, het hy nie net gelewe nie. God het homself gekleed. Maar die mens se hart is bedrieglik en in 'n toestand wat die genade en die grootheid van God nie erken nie en nie raak sien nie, juis omdat ons hart verskoning soek om iemand te blameer of iets te blameer, en ons tong gee ons weg. Spreuke sê, in Spreuke 15:28, die hart van 'n regverdige oorweeg hoe om te antwoord. So hy dink voor hy sê, maar die mond van goddeloses stort booshede uit. Spreuke 16:27 sê, 'n deugniet, dit is nou 'n nuttelose mens. 'n nuttelose mens of 'n bose mens grawe onheil uit. En op sy lippe is dit soos 'n verterende vuur. Jakobus is besig om vir jou te sê, vir my te sê, vir gelowiges te sê, dat as jy wil kyk na jou hart, luister na jou mond. Wat sê jy? Waaroor praat jy? Wat kom uit jou mond uit? Nie net as die pastoor of die dominee voor jou staan nie. As 4 mure kon praat, sê ons met die huisbesoeke, nee. Nee, wat kom uit jou mond uit wanneer jy op jou gemak is en veilig voel? Jakobus het 'n bietjie gepraat oor die tong, hy het dit so aangeraak, hy het dit genoem in hoofstuk 1 vers 19 en 1 vers 26, maar hier bou hy nou op hierdie gedagte, want hy's eintlik met die hele deel daarvan gaan oor egte geloof, dis maar eintlik die gedagte wat hy praat nie net oor die tong en dan praat hy oor dade en dan praat hy oor hoorders en daders van die woord nie, hy praat oor oppervlakkige geloof en egte geloof. Egte geloof sluit die gedrag van jou tong in. Dit sluit dit in. Egte geloof
gaan gedemonstreer word deur jou spraak. Jesus sê dieselfde, Matteus 15:19, hoor dit sê Jesus. Uit die hart kom daar immers bose gedagtes, moord, oorspel, onsedelikheid, diefstal, valse getuienis en lastering. Ek sê vir julle, Matteus 12:36-37, van elke onbesonne woord wat mense kwytraak, sal hulle op die dag van oordeel rekenskap moet gee. Want op grond van jou woorde sal jy regverdig word, op grond van jou woorde sal jy veroordeel word. Jesus sê nie dat jy moet jouself verdedig, jy gaan voor 'n regter staan en sê, dis my geval, ek lê dit voor nie. Jesus sê die goed wat jy gesê het, gaan vir almal 'n aanduiding wees wat eintlik in jou hart was. Jou hart sing deur jou mond. Party van hulle sing soos 'n kanarie. Die verhouding tussen geloof en werke word uitgebeeld tussen 'n persoon se woorde. Jou verhouding tussen jou geloof en tussen jou werke word uitgebeeld met jou woorde. Want as jy werklik 'n wedergebore Christen is, sal jy 'n getransformeerde natuur hê. Dit is tog wat Jesus vir Nikodemus gesê het. Hy het gesê, toe hy nou toe gekom het, toe sê Nikodemus, hoe kan 'n man weergebore word? Toe sê Jesus, dis sy jy nie weergebore is, sal jy die koninkryk van die hemel nie sien nie. Weergebore, wat beteken dit? Dis 'n nuwe natuur, dis 'n nuwe jy, 'n nuwe baba, as jy dit wou sê, 'n baba Christen. Dis wat hy sê. As jy 'n nuwe natuur het, deur die wedergebore, dan beteken dit jy gaan 'n nuwe gedrag ook hê. En 'n nuwe gedrag gaan nuwe spraak na vore bring. Gaan dit nie so wees nie? Nuwe natuur, nuwe gedrag, nuwe taal. Getransformeerde spraak is spraak wat ooreenstem met 'n heilige en 'n reddende lewe en heiligheid van God weerspieël. Goed, dis my inleiding. Vers 1. Kom ons kyk bietjie na vers 1. Hier begin hy, en hy sê, moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, let op die woordjie broers, omdat julle weet dat ons, let op die woordjie ons, strenger geoordeel sal word. Paulus adresseer broers, met ander woorde, Christene. Christene. Hy adresseer Christene. Hy sê vir Christene, Joodse Christene spesifiek daar binne daai konteks, maar vir ons Christene. Hy sê vir Christene, julle moenie almal wil leer nie. Hoekom nie? Kan ek vir jou sê, binne die Joodse tyd, as jy 'n leermeester was jy iemand met aansien. Ek weet, in die ou dae, so baie van julle my sê, as dominee gekom het, jy weet, soet op, maak skoon, borsel, kam hare, vleg jou tone, alles. Was met aansien. Die ouens wat geleer het, was met aansien. Binne die Jode was dit werklik so. Baie respek gehad vir die Fariseërs, die Sadduseërs, die ouens wat werklik leermeesters was. Ek glo binne die Joodse kultuur is nog steeds dieselfde. En baie ouens wou leermeesters geword het op grond van daai aansien. Hulle wou dit gedoen het vir die loon daarvan, maar nie vir die roeping daarvan nie. Ek sal sê vandag kry ons seker dieselfde uitdaging, nie op grond van die aansien nie. Ek dink ons kry baie ouens wil dit doen vir die beroep daarvan, eerder as vir die roeping daarvan. 'n Dominee of 'n prediker wil dit doen want ek weet nie. Hy voel dis seker al wat hy kan doen, of dis dalk die regte ding om te doen, of pa was dalk 'n prediker, of dit is goeie geld, miskien, as jy binne die regte denominasie is. Maar as die oomblik as dit jou motief is, dan beteken dit jou hart lê ver. En jy hoef nie ver te kyk, om te kyk wat se prediker of leraar se hart werklik by die evangelie lê nie. As 'n prediker se hart klop vir die waarheid, vir opregtheid, vir eerlikheid, vir die skrif, en hy kleur sy persoonlike lewe in volgens dit wat hy leer, dan sal ek vir jou sê, sy hart lê daar. Maar as sy prediking net bly agter die kansel op 'n Sondag, en hy vat dit nie saam huis toe nie, dan lê sy hart ook nie daar op 'n Sondag, nie in sy lewe nie. En daar is baie predikers in ons vandag se tyd, ek preek baie hieroor, ek weet julle ore is al, suis al, soos ek al gepraat het, oor valse leraars en mense met motiewe, die skrif waarsku ons daarteen. Hy sê, as iemand wil leer vir sy eie agenda, vir geld, vir winsgewendheid, hy sê, hierdie ouens is besig met verkeerde goed. 2 Petrus sê ook, hy praat ook hierdie ouens wat leer en wat nie eintlik moet leer nie. Nou hier kom Jakobus en hy waarsku, hy sê, luister,
as jy 'n prediker is daar 'n strenger oordeel wat vir jou wag. Die woordjie oordeel binne die Grieks het 'n neutrale vorm. Gewoonlik het hy of 'n positief of jy kan hom konnekteer aan 'n negatief. So as ek sê ek gaan jou vandag oordeel binne 'n negatiewe sin, dan sal hy sê, Maar as ek sê vandag gaan ek jou oordeel op grond van jou goeie werke, sal hy sê, ek sien uit. Hierdie oordeel is neutraal. So wat Jakobus sê is, daar gaan leraars wees wat 'n loon ontvang, 'n dubbele loon. Want daar is ouens wat werklik moet vasbyt en hulle volhard in die waarheid. En dan is daar ouens wat 'n slegte straf gaan ontvang, want hulle verkondig goeders om hulle self op te hef en hulle sit Christus op die agtergrond. So wat Jakobus sê is, nie almal moet streef daarna nie almal moet hinker nie, want daar is 'n oordeel wat wag. 'n Oordeel, vir party gaan dit goed wees, vir ander gaan dit sleg wees. 2 Petrus 3:16 sê ook dat mense uit hulle onkunde die skrif verdraai en weens dit is dit hulle eie ondergang. Hulle eie ondergang. Ek weet, ek gaan aanspreeklik wees vir die kudde wat die Here aan my toe vertrou het, vir die kudde. En ek weet dat as ek iets sou preek en ek is bang om iemand dalk aanstoot te gee in die gemeente en ek bly maar eers stil daaroor, dan voel dit vir my dis 'n kompromie. As ek nie hedendaagse kwessies aanspreek soos homoseksualiteit en hierdie hele LGBTQ+ bewegings, as ek net stil bly daaroor, dan eintlik keer ek dit ook goed. Dis nie dat ek wil beklei of argumenteer daaroor nie, maar dis dat ek staan vir iets. As jy stil bly, staan jy vir iets. En ek weet dat die Here my gaan rekenskap van my eis. En gesê, wat het jy gedoen, wat het jy gesê en wat het jy verkondig? En dit is eintlik my groot motiveerder en ek dink dit kweek 'n gesonde vrees by 'n prediker. Ek dink 'n prediker moet 'n vrees hê vir die Here. Regtig, ek dink so. Goed. So hy maak ook gebruik van die woordjie ons. Wat beteken Jakobus self het mense geleer? Natuurlik, deur die brief ook. En hy probeer maar net vir jou uitwys. Voor iemand enigstens in die bediening ingaan, toets jou hart. Kyk of dit reg is. Kyk of jou geloof reg is. Kyk of jou roeping reg is. Toets jou hart. En dan praat hy oor die tong. Nou hoe hy die prediker en die tong bymekaar uitbring, is want predikers self, en ons glo, dat omdat baie predikers wil wees, wys hy vir hulle, jy wil 'n prediker wees, maar jou hart lê eintlik ver van die Here. Hierdie ouens het slegte goed gesê, maar hulle wil alles in die naam van die Here doen. In Korintiërs 14, 1 Korintiërs 14, 1 Korintiërs 12, toe sê Paulus toe skryf Paulus vir die gemeente in Korinte, en hy sê, as jy die gees van God het, kan jy nie sê, vervloek is Christus nie. Jy kan nie dit sê nie. Dis die ouens het snaakse goeders begin kwytraak, vandag nog snaakse goeders kwyt. Hulle raak vreemde goed kwyt, en dan sê hulle is Christene. Hulle sê vreemde goed, dan sê hulle is Christene. Jakobus sê, toets jou hart, voor die enigstens standpunt inneem, van jy wat wil leer. Ek wil net vir jou sê, dat as jy 'n disipel is, almal van ons is disipels, né? Wat ook beteken, almal van ons moet gaan verkondig. Ek glo predikers agter die kansel, wat 'n amp beklee, word anders geoordeel as jy wat na iemand toe gaan en sê, kom na die Here Jesus toe en jy sê dalk iets verkeerd. Ek glo daar is, dis anderste. Dis anderste. Maar 'n ou wat weet, en selfs al staan jy agter 'n kansel en jy weet nie, ek dink nog steeds, ek dink die deur gaan in jou oë en jou gesig toemaak. Die byl gaan op jou kop val, wat ook al jy dit noem. Ek het eendag 'n gesprek gehad met ek sou nie sê hy's 'n leraar nie, 'n gesprek gehad met 'n persoon wat agter 'n kansel staan. En soos ons toe begin gepraat het, erken die persoon toe aan my, hy weet hy is nie gekwalifiseerd om agter daai kansel te staan nie, en hy weet hy het nog nie sy studies klaar gemaak nie, en hy moet nou weer begin. Hy is seker al vir 5 jaar, 6 jaar agter die kansel, maar hy's 'n eerste jaar student in teologie by SATS. En soos hy dit aan my herken, vra ek myself die vraag, maar as jy dit weet en jy bly intentioneel daar, het jy nie 'n vrees vir die Here nie. Hierdie
aanspreeklikheid van leraars is gewoonlik wat welvaartsprediking nie sal wil lees nie. Hulle sal nie erken dat hulle accountable is nie. Hulle sal sê, Here, ons het hier goed vermaak. Goed vermaak. Staan nie hulle Bybel. Ja, hulle het 'n ander Bybel. Goed, en dan praat hy oor die tong. Almal van ons struikel tog dikwels. As iemand nie net 'n woord struikel nie, is hy volmaakte man. En ook daartoe in staat om die hele dag om toom te hou. So nou begin hy met sy argument. Hy begin met sy argument en sy argument is dat as jy jou tong kan beheer, is jy 'n volmaakte man. Die skrif sê vir ons dat die tong is die moeilikste orgaan om te beheer. Die moeilikste. As jy hom kan beheer, kan jy alles, al die ander goed beheer. As jy hom kan doen. As jy hierdie klein stukkie vleis kan beheer, wat so op en af klap, as jy hom kan beheer, kan jy alles anders te beheer. 'n meerderheid van jou sonde, 'n meerderheid, nie alles nie, 'n meerderheid van jou sonde bestaan op grond van jou tong. Weet jy dit? Meerderheid van dit. Op grond van jou tong. En Jakobus skryf, hy sê, as jy hom kan beheer, jou hele liggaam. So met ander woorde, as jy jou tong kan beheer, is jy perfek. Maar Jakobus sê nie, jy moet jou tong beheer nie. Hy sê, jy gaan perfek wees as jy hom kan beheer. Maar ons weet, daar is nie iets soos 'n perfekte man nie. So wat Jakobus eintlik sê is, jy gaan nie jou tong kan beheer nie. Jy gaan hom nie kan beheer nie. Want as jy kon, sou jy perfek wees. En Jakobus sê nie, jy is perfek nie, maar dit bots met Romeine 3. Wat sê, ons almal val kort van die glorie van God, né? Ons almal is sondaars, ons almal is skuldig, ons almal staan skuldig voor hom. Niemand so perfek nie. So hy sê vir jou, jy kan nie. Dan gebruik hy 2 illustrasies. Hy gebruik die van 'n toom in 'n perd of 'n stang, soos die 20 sê, in 'n perd se mond, so 'n klein stukkie yster wat so groot dier kan beweeg waar hy wil. Of dan gebruik hy ek sê nou rudder. Die roer. Dan gebruik hy die roer van 'n skip. En hy sê die skip kan jy beweeg in enige rigting. So 'n klein roer, massiewe skip en jy draai hom net waar jy hom wil hê. En hy praat ook van winde wat die skip dreig. So Jakobus beeld eintlik so mooi, dis so 'n ryk voorbeeld. Hy sê as jy net jou tong kan beheer, kan jy groot uitwerking hê op jou lewe. Jy kan van rigting verander. Hy sê selfs al kom 'n eksterne invloede soos winde, selfs al kom dit van buite af en probeer jy hierdie kant toe en daai kant toe stoot. As jy jou tong kan beheer, kan jy teen daai goeters gaan. Dis wat hy sê. Maar hy sê terselfdertyd, dis 'n jammerte want jy kan nie. Jy kan nie. Aan vers 5, hy was nou vers 3 en 4, wat die voorbeelde was. Hy sê, so is die tong. Hoor mooi, so is die tong. So met ander woorde, hy vergelyk na daai voorbeelde met die tong. Ook 'n klein ledemaat, wat op 'n groot ding roem. Kyk wat 'n klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan. Hier by my sê hy hout, en ek dink in sekere vertaling sê hy woud, of 'n bos. Maar dis dieselfde konsep, dit maak nie saak nie. Hy sê, dit vat 'n klein vonk, 'n klein, soos die Engelsman sê, 'n spark, om die grootste brand te veroorsaak. Dis al wat dit vat. So hy wil vir jou uitwys hoe gevaarlik die tong is. Hy wil vir jou eerstens wys deur sy 2 voorbeelde van die skip en van die perd, wat se groot invloed hy kan hê, wat se groot mag hy het, en dan hierso met die vonk wil hy vir jou wys hoe gevaarlik hy is. Hy sê daai klein ledemaat, daai klein stukkie vleis, hy sê hy is gevaarlik. Ek hou van die een kommentaar, John MacArthur, hy sê daar's 'n rede hoekom die tong in 'n nat plek is. Hy sê want elke nou en dan gly daar lelike woorde uit. Hy sê ook dat die een ander teoloog sê dat die tong, die Here het die tong so gemaak. Hy sê hy het hom agter tralies gesit wat na jou tande is. Hy sê en hy het hom daarso toegesluit en dan het hy 'n muur om hom gebou wat jou lippe is. Hy sê maar selfs die tralies in die muur hou daai skurk nie daar binne nie. Jakobus wys deur sy illustrasie van 'n klein vonk dat die tong krag het. Hy wys deur sy illustrasie van die skip en die perd, of dat die tong, die vuur wys vir ons dat dit gevaarlik is, en die roer en die toom wys vir ons dat hy groot krag het om 'n groot invloed te hê. En is eintlik so, met hierdie klein tong, jy weet, jy kan beskinder en jy kan gaan gesels en jy kan mense beledig net deur woorde. Jy kan mense opbou, jy kan mense afkraak. Duisende mense kan jou volg as jy die regte goed spreek.
Jou tong, die tong, veroorsaak skeiding tussen broer en broer, buurman en buurman, selfs nasie teen nasie. Hierdie klein ding. En Jakobus wys dit. Hy probeer die erns van jou tong probeer hy vir jou uitwys. En hy gebruik voorbeelde. Hy gee dit eienskappe. Dan sê hy, die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Ja, hy's 'n wêreld by homself, want uit die tong spoel dit oor. Dit besoedel die hele liggaam. As jou tong nie kan beheer nie, spoel dit oor na ander sondes toe. Soos gesê het, die tong is 'n oorsaak van baie sonde. En dan sê hy steek die hele lewensloop aan die brand en word uit Gehenna aangestaan. En dit is interessant, Gehenna is eintlik maar die hel, maar hierdie is nie 'n spesifieke verwysing na die hel waar die Satan in gewerp gaan word met die wat nie in Christus glo nie. Hierdie is maar eintlik 'n verwysing na 'n plek net suid van Israel. Ja, 'n plek net suid van Israel waar hulle maar eintlik al hulle vullis heen gevat het en dit daar gegooi het en aan die brand, soos 'n asgat of 'n ashoop. Maar hulle het nie net hulle vullis daartoe gegooi nie, hulle het ook dooie liggame met oorloë sou hulle daar gebrand het. Op 'n tyd het Gehenna so gebrand dat hy dag en nag gebrand het vir dae aaneen. En hulle gebruik Gehenna, daai asgat, om te verduidelik hoe die hel is. Hy brand dae aaneen. Dis wat hy sê. Praat van hel, ja. Hel. Maar Gehenna is 'n direkte vertaling. Die woordjie hel is Gehenna. Maar Gehenna is ook 'n naam wat verwys na dit toe. So dit is, ja. Hy steek verseker aan, maar maak nie saak, hy steek aan. So wat Jakobus eintlik sê is, hy sê dit, die tong is asof hy 'n instrument is in die duiwel se hand. Hy kom van die duiwel af, wil hy weer sê. Hy kom van die duiwel af. OK, dit was vers 6. OK. Vers 7 en 8. Elke soort wilde dier en voël en kruipende dier en seedier word en is gestem deur mensdom. God het vir mens mag gegee om te heers oor die diere van die land, die diere van die see. Hulle tem dolfyne, hulle tem. Maar die tong, geen mens kan hom tem nie. Geen mens kan hom tem nie. Hy's vol dodelike gif met die idee van 'n slang. 'n Slang wat reg is om te pik. En hy's reg om sy gif te spuit en wie ook al voor hom lê met slegte woorde. Slegte woorde. Jakobus sê, luister, hierdie ding is so sleg. Hierdie ding is so sleg en dit spoel oor, dit veroorsaak gif in die mense voor jou. En ek wil ook vir jou sê dat dit nie noodwendig net slegte woorde is nie. Dit kan kinderwoorde wees, verseker. Dit kan wees om mense sleg te sê agter hulle rug. Ek het 'n interessante eksperiment gesien. Miskien het julle dit ook al gesien waar hulle vir rys fluister. Hulle sit rys in 'n houertjie en dan spreek 2 potte rys van dieselfde sak rys en hulle het dit gaar gemaak. Miskien kan jy dit bietjie by die huis doen en dalk volgende week vir ons bring. As enige van ons maats wat 'n eksperiment wil doen. Maar in die een fluister hulle mooi woorde. En in die ander een fluister hulle slegte woorde. Soos jy is nie rys nie. Jy is maar net 'n stokkie. Ja, jou slegte vuil korrel. Maar so interessant, toe begin die mif groei aan die rys. En die mif aan die wit rys het gelyk soos 'n sneeuagtige effek wat hulle vir die goeie rys. Het julle nog nie hierdie eksperiment gesien? Die mif in die goeie rys, julle kan dit gaan bietjie YouTube, dalk is dit beter as wat jy nou jou rys gebruik. Maar die woorde wat goed uitgespreek was teenoor die rys in die inpot, het begin mif vorm, maar die mif was van 'n mooier gehalte, wil ek sê, was wit, dit sneeuagtig. En die mif van die rys wat jy slegte goed gesê het, was begin swart word, vrot word. Het iemand dit al gesien? Het julle al dit gesien? OK, so dis nie ek wat dit gedroom het nie. En Jakobus bevestig, hy beklemtoon die erns daarvan, nê. Hy beklemtoon dat dit ongelooflike krag dra. En hy sê dat alhoewel ons diere kan tem, ek bedoel dink daaraan, die mense is werklik so, hulle het die vermoë om diere mak te maak, maar tog die een van die dele wat deel is van jou liggaam, kan jy nie. En daarom sê hy, kyk hy voegwoord daarmee loof ons die Here, die Vader, en daarmee vervloek ons mens
wat die beeld van God geskep is. Nou sy woordeskat is goed, want hy praat van die beeld van God, die Imago Dei. Met ander woorde, hy sê as jy God loof, maar jy beskinder sy skepsel, is dit net so goed soos jy beledig God self. Jy beledig God self. Dis wat hy sê. Hy sê hy is bedrieglik. Warren Wiersbe vertel 'n storie van 'n pastoor en 'n vrou. Nou kom ek by die antwoord. Ons het nou die probleem in die argument gesien. Ons kan hom nie beheer nie. Ons sien hy kan goed aan die brand steek en ons sien hy het 'n groot impak op jou lewe. Is net 'n jammerte ons kan hom nie beheer nie. Warren Wiersbe vertel 'n storie van 'n pastoor en 'n vrou. En die vrou het hom een keer die pastoor genader na 'n diens, na 'n preek, juis oor die tong. Die vrou sê toe vir die pastoor, pastoor, die Here het my vandag aangekla. My sonde is groot as dit kom by skinder. Sê sy vir die pastoor. My tong bring my en ander mense in baie moeilikheid en ek dink ek bring die Here oneer aan. Die pastoor vra toe vir haar, wat beplan jy dan om te doen? Sy reageer en sê, ek wil my tong op die altaar sit. Nou die pastoor weet, dat hy die vrou al baie keer vir hom sulke goed gesê het, en sy al gereeld goed op die altaar wil sit, en hy sê toe vir haar, daar is nie 'n altaar groot genoeg vir jou tong nie. Tot 'n mate is dit waar. Want volgens Jakobus se beskrywing, besef ons, hierdie tong van ons is 'n groter bedreiging vir ons geloof as wat ons besef. Maar ons weet ook dat die tong reageer op dit wat binne ingaan, aan die gang is. So eintlik as ons sê ons wil ons tong op 'n altaar sit, dan is daar nie 'n altaar groot genoeg vir ons tong nie. Want dis nie ons tong wat altaar toe moet gaan nie. Daar is een altaar wat groot genoeg is vir ons hart. En ons lees van hom in 1 Johannes 1:9. As ons sonde bely, hy, Jesus nou, is getrou en regverdig. En daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Die oplossing vir 'n stikkende tong, vir 'n vonk van die tong of 'n stier van jou tong, is dat ons harte moet verander. Ons harte moet verander. Ek dink ek het dit al hier gedeel. Toe ek op die myn gewerk het, met myners, nie alle myners nie, maar meerderheid, praat maar 'n spesifieke taal op die myn. Nie Vanagalo nie. Maar ander ene, ja, is veiler, want hy kom uit die grond uit. Flukagalo. En ongelukkig is dit van so 'n aard dat as jy omsingel is deur dit, is dit net 'n kwessie van tyd voor jy daai selfde taal aanleer. Ja. En ek wou nie, maar tog het ek myself bevind dat dit 'n taal was wat ek begin aanleer het. Slegte taal begin praat, maar my hart was nie bekeer nie, ek was ver van die Here af. Maar ek het baie gelet op my taal. Ek het inteendeel vloek, vandag nog steeds, maar ek verafskiet dit nog altyd, van kleins af het ek nie daarvan gehou nie. Maar op die myn, het dit my al minder begin pla, en toe vind ek myself, hier praat ons nou dieselfde taal. En so hard as wat ek kom probeer het, om dit te wou verhinder het, rekkies, skiet, en as jy dit doen, dan moet jy dit doen, en al die neurologiese goeders wat jy probeer doen, was dit eintlik maar hulpeloos. En ek het dit maar eintlik gelos. Ek het gesê, dit maak nou nie regtig saakie. Maar die oomblik toe ek tot bekering kom, opregte bekering, toe besef ek 'n begeertheid in my verander. Ja, nou en dan het er nog iets gebeur wat nie moes gesê was nie. Maar iewes skielik is dit asof daai ander natuur net na vore gekom het in my. En die goeders wat ek altyd op die myn gesê het, is goeders wat ek nie meer wou sê nie. My hart wou nie die goeders uiter nie. En my hart kon my tong beheer. Maar die rede hoekom my hart my tong kon beheer, is want die Gees van God het my hart beheer. En dit is wat Jesus sê van Nikodemus. As jy nie weer gebore is nie, sal jy die koninkryk nie sien nie. En Nikodemus vra maar hoe?
En net so sê ek vir jou, hoe kan ek my tong beheer? Hoe kan ek my hart beheer? En dan gaan ek vir jou Jesus se antwoord gee. Die wind waai waar hy wil. As jy die gees van God in jou het en uit in jou hart ingewaai, kry jy 'n tweede natuur. Met jou tweede natuur kom 'n nuwe taal en verandering na vore. Dit is hoekom ons sê, Here, red ons. Hoekom ons sing, Here, verander my hart. Here, asseblief, ek is stikkend en gebroken. Jy weet, mense sal altyd sê, Adam, hoekom was God so streng op Adam? Maar wat? Dis eintlik vir my 'n patetiese vraag. Want die oomblik as jy sê, hoekom was God so streng op Adam? Dan dadelik maak jy jouself die slagoffer en jy voel jy verdien beter. Dis vir die ou sê met daai vraag. Maar daai ou het nie besef, Adam het alles gehad en hy het alles gekry omdat hy dit nie verdien het nie. Hy het God se genade gevat en sê, ja, hoekom was God so streng? Maar God was nie die een wat oortree het nie, mens was. Daai ene wat van die grond af geskape is. Daai ene wie se asem ons in en uitblaas. Dis daai ene van ons. Ons is daai ene. En die oomblik as ons besef, ons is die gebroke, stikkende, verlore skape, wat eintlik maar slegte woorde uiter, ons wil hom loof en dan beskinder ons sy skepsel. Die oomblik as ons dit besef, sal ons vir onsself sê, maar Here, ek kort eintlik hulp. Ek is meer stikkend as wat ek besef. En daai hulpkreet, daai, soos Jesus sê, hy sê, dis arm van gees. In Matteus 5, arm van gees. Daai arm van gees persoon, is die persoon met wie die Here werk. Want tot dan is daar trots wat in jou hart heers. Dit sluit aan by die vorige gedeelte, moenie probeer jou vrug verander nie, maar laat toe dat die Here jou wortel verander. En dan sluit Jakobus af in vers 11 en 12, hy gebruik nou 2 punte, en dis baie dieselfde as in vers 26 van hoofstuk 2. Hy sê die liggaam sonder die asem is dood, hier gebruik hy 'n selfe vergelykende voorbeeld. Hy sê 'n fontein kan tog nie dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie, en hy sê 'n vyeboom kan tog nie olywe en 'n druiwestok kan tog nie vye dra nie. So hy sê, as jy slegte goed praat, dan beteken dit jy het 'n slegte hart. As jy goeie goed praat, dan beteken dit jou hart is goed, jou hart is by die Here. Hy sê, jy kan nie sê, jy beskinder mense en praat slegte goed en praat soos 'n matroos, maar prys die Here. Ek onthou met hierdie, toe ek het op 'n soeifabriek gewerk, by Needham Oil in Potgietersrus. En daar was manne daar so, hulle was nie in die kerk nie regtig godsdiens of Christelike gesprekke nie, was manne wat, hulle was hard en hulle het sleg gepraat. Maar hulle het elke jaar, 1 keer 'n jaar het hulle na die Mighty Men toe gegaan. En dan het hulle gesê, dis hulle kerk, daai, 1 keer 'n jaar. En dan kom hulle terug van daai Mighty Men af, en sê hulle, ja, dis great gewees. En dan sien jy, dit was great, hierdie ou praat anders, hy klink anders, maar dan net vir 'n week. En dan die volgende week daarna, dan sê hy weer terug by homself. Daai ou self, daai vloekende self. En so die vergelyking wat Jakobus gebruik is sê, hoe kan jy sê jou hart het verander? Jy kan dalk vir 'n week lank kan jy 'n goeie front voorsit en mooi praat, want jy was by 'n goeie Mighty Men. Sweets. Hy sê, maar as jou hart werklik verander het, hy sê jou mond getuig. As jy 'n goeie fontein het, sal daar vars water uitkom. As jy 'n vyeboom het, sal hy vye groei. As jy 'n druiwestok het, sal hy druiwe gee. Dis Jakobus se argument. So jy kan nie jou tong beheer nie, maar die Here kan. Die Here kan. Hy tong, en as die Here hom beheer, dan stuur hy jou lewe soos die roer van 'n skip in 'n ander rigting. Dit is die goeie nuus. Ons sê ons draai al 180 grade om. Dis wat gebeur. Jou tong vat jou in 'n spesifieke rigting. Jou vuil taal, jou suggestiewe grappies, jou synige spraak, jou omkopery, al hierdie jou taal vat jou in 'n rigting. Hy kom van Genna en hy vat jou na Genna toe. Hy kom van die hel en hy vat jou hel toe. Maar die oomblik as die Heilige Gees in jou kom en die transformerende krag verander jou van binne, dan vat daai klein tong jou eintlik maar en hy stuur jou na die geregtigheid van God toe. Want jou hart is eintlik op pad soontoe. So hy krag vir die goddelose,
vernietende krag. Dis vir die geregtige, die regverdige in Christus, reddende krag. Wie het vra of ietsie wat hulle wil bydra? Hemelse Here Vader, 'n voorreg om te sien dat ons kan nie ons tong beheer nie, maar ons weet U Gees kan. En daarom bid ons dat U Gees ons harte sal kom transformeer. En wanneer ons harte verander is, laat dit sy oorspoel na ons tong toe. En daai klein orgaan, daai klein ledemaat, laat hy ons sal stuur in 'n rigting wat U goeddink. 'n Rigting wat vir U aanneemlik is. Net soos 'n klein roer 'n boot stuur ons dan Here op 'n pad van geregtigheid deur die verandering van ons hart, sodat ons denke kan verander word. En as denke verander is, dan weet ons spraak gaan dit getuig en bely. Mag ons U daagliks bely.